in my hart gevoel, ek wil graag vanmôre die woord wy aan die onderwerp van die doop, sodat ons sekere Bybelse beginsels kan vaslê en baie keer moet 'n ou jy weet die Here sê vir Jeremia in jou roeping as profeet moet jy uitspit, omgooi en dan kan jy bou en plant. Daar's baie keer in die plek van wat jy wil bou is daar goed wat alreeds daar is wat uitgehaal moet word. En dis baie sterk so met mindsets ook. As jy sekere dinge wil leer, dan is daar dinge wat in sy plek staan en wat uitgehaal moet word. En jy haal hom uit met die woord van die Here. Sê gou met die woord. Met die woord van God haal jy hom uit. En nou ons het laasweek gesien die skrif wat sê the word of God is given for instruction, né? En nuttig tot weerlegging, lering, onderwysing in die geregtigheid, al hierdie goed. So jy haal hom uit met die woord. Daar's 'n skrif in Hebreërs wat sê wat praat van die oorgang van die ou na die nuwe. Dan sê hy as long as the old is still standing, the new cannot come. Dis wat die kern van wat hy daar sê. En daai standing beteken om te staan met al jou mag. Met al jou mag vas te staan en te weier vir dit wat die plek daarvan wil neem of moet neem. Nou, wanneer jy met mindsets werk, dan is dit presies wat gebeur. Jesus gaan so ver om te sê, julle tradisies maak my woord kragteloos. Die Bybel sê die woord van die Here is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Hy skerper as enige tweesnydende swaard. Hy sê hy het sy woord gestuur om hulle gesond te maak. Die woord van God, Jesus is die woord. So jy kan verstaan wat ek bedoel as ek sê die woord is almagtig. Jy hoor wat ek sê in die regte sin. Maar nogtans is daar goed wat maak dat die woord van die Here nie sy krag kan hê nie. Die gesproke woord, die rema woord, nie kan doen wat hy moet doen nie. En daai goed wat in sy pad staan is oorleweringe en tradisies. Goed wat jy geleer is, wat in die plek staan van wat jy nou moet leer. En nou het jy die keuse, en ek gaan jou wys hoe haal jy dit uit. Gaan jy dit wat jy geleer is en wat gevestigd is, gaan jy dit uithaal en verplaas met wat jy sien die woord van die Here sê, of gaan jy liewer sê, I shall not be moved. Nou, dis sommige ouens se favourite koortjie is I shall not be moved. So wat gaan jy sê, wat gaan jou keuse wees? Daar's iets wat staan en daar's iets wat sy plek moet neem. Wat moet sy plek neem? Die waarheid. Die waarheid moet sy plek neem. Die woord van die Here bring die waarheid. En jy het 'n keuse of jy dit wat jy geleer is, as dit nie reg is nie, gaan verplaas met die waarheid. En nou wil ek in die heel eerste plek sê, ek verstaan heeltemal dat mense is, veral in Suid-Afrika, ons het godsdienstig groot geword. Jy kan maar vir enigiemand vra, ken jy die Here? En hulle sal sê, ek ken die Here. Dis die milieu waaruit ons kom. En in daai milieu is daar vir mense goed geleer wat baie kosbaar is vir hulle. En ek verstaan dit heeltemal. En ek is nie vanmôre op 'n trip uit of op 'n fight uit of so nie. Ek wil net vir u leer en wys wat sê die woord van God. Want hierdie ding kan so sterk wees. Ek het al gesien dat kinders wat hulle laat doop, jong mense, dat hulle onterf word. Van plase en wat ook al, familie-erfenis ontneem word, omdat hulle Jesus deur die doopwater gevolg het. Omdat hulle die oortuiging van hulle gees gehad het, en gekies het om God te volg, dan het hulle in hierdie tyd baie verloor, as gevolg van dit. Ek wil net vir u illustreer, so sterk kan hierdie goed wees. En ek wil nie vanmôre jy moet enige twyfels of
enige bygedagtes of illusies hê nie. Ek wil vir jou na die woord toe vat en ek wil graag saam met jou gaan sit om die woord en vanmôre gaan kyk wat is die plek en die betekenis van die doop van die gelowige. OK, so asseblief kom saam met my dat ons na die woord toe gaan. Die eerste punt, daar's 3 groot mind shifts wat ons sal moet doen. 3 groot mind shifts wat ek nou van gepraat het. Gee dit gou daar vir ons op die bord asseblief. Hier kom hulle, kyk hierso. Die eerste een is, daar is net een doop. Daar's net een doop. Jy kan die hele Bybel deursoek vir 700 jaar, jy sal net een doop kry. Daar's net een doop. Kom ons gaan Barries, kyk gou vir my vinnig af gaan na Efesiërs 4 vers 5 toe. Hy sê, Efesiërs 4 vers 5 sê, een Here, is net so 2 slides af. Een Here, een geloof, een doop, slide 5. Een Here, een geloof, een doop. Die volgende slide onder hom, Markus 1 vers 4 sê, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. OK, die eerste ding wat vir jou baie moeilik gaan wees as jy vanuit 'n ander agtergrond uitkom, is om te besef daar's net een doop. Alright. Die tweede een is, gaan weer terug daarna boontoe slide 3. Dis die doop van die gelowige. Dis nie die groot doop nie. Verander jou woordeskat. Daar is nie iets soos die groot doop nie. Jy word nie gedoop omdat jy groot is nie. Omdat jy 'n sekere size of ouderdom bereik het nie. Jy word gedoop omdat jy gelowig geword het in Christus Jesus. Wie wil amen sê op dit? Dis die rede. Jy sien hier is mindshifts, want solank as wat jy van groot doop praat, maak jy plek vir alternatiewe. Hoor julle wat ek wil sê? Jy skep die heeltyd, jy hou die heeltyd 'n agterdeur oop. Want ons kom in ons mindset met 'n alternatief en ek wil vanmôre vir jou wys daar is nie 'n alternatief nie. Dis belangrik hierdie goed. Hoekom is dit belangrik? Want die doop is nie net 'n insak in water en uithaal nie. Die doop het 'n besondere plek waar God iets doen in die groei van 'n gelowige. Geweldig belangrik en ek wil dit vir jou wys. As ek die tyd het vanmôre en jy gee my die tyd, gaan ek vir jou wys wat sê die woord van die Here. Die derde ding is, en hierdie is amper die belangrikste, die doop saam met wedergeboorte. Met ander woorde, iemand gee sy hart vir die Here en dan doop hulle hom, is as een ding beskou in die Bybel. As een ding, kom ons noem nou, los maar die woord aksie, dis een gebeurtenis in die Bybel. Daarom as die Bybel praat van doop en hy praat van bekering en goed, dan bedoel hulle, dit was iets wat dadelik bedien was, dis as een ding beskou. Daar was nie, omdat ons alternatiewe het vandag, is dit baie keer vat iemand baie lank na sy bekering om gedoop te word. Jy weet, ouens vra die Here en hulle wag vir oortuiging ensovoorts. En die rede is omdat daar ander goed in die pad staan. Julle hoor wat ek wil sê, nee, in die Bybel was daar geen alternatief nie. So iemand is dadelik gedoop as hy gelowig geword het. En ek hoop ons kan terugkom na daai dag toe, want dit gee 'n volheid aan die effek en die werking van die doop van die gelowige. Ek gaan vir u wys, die Bybel sê, by die doop word die ou sondige natuur van die mens afgesny. Nou moet jy jouself vra, as iemand vandag tot bekering kom en 'n jaar later gedoop word, het hy 'n jaar lank as gelowige met 'n sondige natuur rondgeloop. Is moeilik om die goed te verstaan, geestelik. OK. Nou, punt nommer 3, die doop van die gelowige of die doop na bekering. Ek wil net gou vir julle 'n paar skrifte wys wat dit vir u gaan illustreer en jy kan die goed na die tyd kry as jy wil. Jesus self sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Maak disippels en doop hulle. Maak disippels en sy eie opdrag. Matteus 3, hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Handelinge 18, Crispus, die hoof van die sinagoge,
het met sy hele huisgesin in die Here geglo, almal van hulle. En ook baie van die Korintiërs toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Gelowig word en is gedoop. Handelinge 8. Toe hulle Filippus geglo het, hy was in Samaria met 'n revival campaign daar, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop. Toe hulle geglo het, is hulle gedoop. Handelinge 8, Filippus het sy mond geopen, dis toe hy nou op die wa van saam met die Ethiopiër wegreis van Jerusalem af, en hy vir hierdie ou verduidelik, die evangelie verduidelik, terwyl hulle voortreis, toe kom hulle by water, en die hofdienaar aan wie hy nou net die evangelie verkondig het, sê, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Net na die verkondiging van die evangelie, toe sien hy water, toe sê hy, maar luister, hoekom kan ek nie gedoop word? Ok, ek gaan nou nie al die goed lees nie, terwille van tyd. Handelinge 19, na Paulus se bekering, toe stuur die Here hom na 'n plek toe, en Ananias kom daarin, en Ananias sê, Saul broeder, die Here het my gestuur, Paulus se naam is mos eers Saulus, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gegaan het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Hierdie goed is so crazy, weet jy, ek is so lief vir die woord van die Here. As jy hierdie goed sien, dan besef jy, wat is in die hart en die mind van God. Handelinge 10, Petrus word gekry met die laken, jy onthou die laken in die storie, wat die Here hom wys, en die Here sê vir hom, wat jy onrein ag, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie, en hy word gestuur na die heidene, hy praat daar met 'n klomp mense, en terwyl hy met hulle praat, kom die Heilige Gees val op hulle, hulle praat in tale. En toe sê Petrus vers 47, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, nou hulle is nou nie Jode, dis heidene, jy moet nou die dinge hier verstaan, en hy het met 'n klomp Jode gekom, wat deur al hierdie goed nou al is. Nou sê hy vir die Jode, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here, onmiddellik. Ok, punt 4, die doop, saam met wedergeboorte word as een ding beskou in die Bybel. Ek wil net so 'n bietjie vir u toelichting hieroor gee, voordat ek na die geestelike inslag van die doop toe gaan. Nou, ons hoor dikwels van die doop beteken om in 'n nuwe lewe te wandel. Weet al daai woorde gehoor? Dit kom uit die Bybel uit. Die Bybel gebruik dit, ek gaan dit môre vir jou wys. In 'n nuwe lewe wandel, die opstanding uit die doopwater uit in 'n nuwe lewe wandel. En dan dink ons onmiddellik, wat nou van die ou se bekering en die tyd tussen sy bekering en sy doop? Het hy dan toe nie in daai tyd in 'n nuwe lewe gewandel, toe hy sy hart vir die Here gegee het nie? Maar weer eens, ek vat hier terug woord toe, dit was een ding gewees in die Bybel. Alles wat dus vandag van die doop gesê word, wat ek hier vir u noem, word aangehaal vanuit die konteks van iets wat as een aksie beskou is. Een aksie dadelik gedoen is en op mekaar gevolg het. Vergeet van dit wat ons daarvan gemaak het, dat jy 'n tyd na jou bekering moet wag vir die Heilige Gees om jou te oortuig van die doop. Dis hoe ons dit doen vandag, dis nie in die Bybelse tyd die norm gewees nie. Dit gebeur vandag so in ons lewens. Die rede daarvoor is omdat ons 'n alternatiewe doop ingebring het, wat nooit in daardie tye geken is nie, en wat ook nêrens in die Bybel geleer word nie. Omdat God genadig is en mooi met ons werk, doen hy dit vandag volgens ons tekortkominge en neem hy ons omstandighede in ag, maar wanneer ons na die woord gaan kyk, is dit een van die grootste kopskuive wat ons moet maak. Kom ons gaan na die skrif toe. Handelinge 2, toe Petrus op die dag van Pinkster, toe praat hy nou na die uitstording van die Heilige Gees, toe sê hulle vir hom, wat moet ons doen om gered te word? Toe sê hy, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus tot vergifnis sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek verkort, maar ek gaan vinnig. Vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Stem jy saam met die woord van die Here? Ek wil nie vanmôre vra, stem jy saam met my nie. Stem jy saam met die woord van die Here? Hulle is dadelik gedoop toe hulle gered geword het, toe hulle Jesus aangeneem het. Matteus 3:6, hulle is deur hom in die Jordaan gedoop
met belydenis van hulle sondes. Handelinge 18. Ek het vir die gelees van Crispus nou. Toe hulle hom hoor, het hulle gelowig geword en is gedoop. Handelinge 9. Paulus hy het dadelik en hy het opgestaan van waar dit gebeur het en hy is gedoop. Vers 18, ekskuus Barries, en is gedoop. OK. Nou die volgende punt. 'n verdere betekenis van die doop. Kyk net hier, dink net aan hierdie gedagte as ons kyk na die voorbeeld van Jesus. Die voorbeeld van Jesus. Markus 1 vers 8 tot 9. Ek het julle wel met water gedoop, sê Johannes, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Nou dink bietjie daaraan, die voorbeeld, die lering wat God ons wil gee oor hierdie saak. Hy stuur sy seun deur dieselfde. OK? En Jesus moes eers deur die doopwater gaan voordat die Gees van die Here op hom gekom het, die duif. Jy verstaan nou wat ek sê, né? Vir Christus het dit so gewerk. Nou as jy dink God stuur sy seun en dan sê sy seun vir Johannes die Doper, so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. OK. Nou, punt 6. Hier's wat ek nou bietjie wil gou na kyk. Romeine 6. As jy jou Bybel het, kan jy hom gerus oopmaak en dan nog steeds jy op die bord volg as jy iets daar wil merk. Romeine 6 is 'n baie belangrike stuk in die skrif. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou kyk gou 'n bietjie saam met my na hierdie skrif. Ons wat die sonde afgesterf het, sê dit gou saam met my. Die sonde afgesterf het. Kom sê dit weer. Die sonde afgesterf het. Hoe kan ons nog daarin lewe? Die kern van wat ons vanmôre gaan doen en praat en gaan bedien, gaan daaroor dat ons die manier van oorwinning gegee word oor sonde. Kan ek 'n amen kry? Jy lyk nie baie bly nie. Die Bybel praat van die liggaam van sonde, the body of sin. Daai ding word gebreek by die doop. Jy sal dalk vir my sê, maar word hy nie gebreek by bekering nie? Bekering en doop is saam. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, sê Jesus. Julle hoor wat ek wil sê, daarom sê ek, dink in die sin van dit was een ding. So, by die doop word die mag van sonde in jou lewe gebreek. En jy word die heerskappy, die toegang tot heerskappy oor sonde, word jy gegee wanneer jy gedoop word. Ons gaan nou praat oor die simboliek. OK. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Nou, bietjie verder aan sê hy wat uit die doodheid opgewek het, hy wat gesterf het, is vry van die sonde. Né? Hy wat gesterf het, ek gaan nou vir die daar, is vry van die sonde. Die sonde heers oor hom nie meer nie. Hy wat gesterf het, die sonde heers oor hom nie meer nie. Nou sê vers 3, ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop. Ons het hierdeur deel geword van die dood en die begrafnis en die opstanding van Jesus Christus. Dis iets om oor halleluja te skree. Ons is deel gemaak daarvan. Ek kon nie sterwe nie, want ek lewe nog. Ek hoef nie aan 'n kruis my lewe te gee nie, maar ek vereenselwig my met wat hy deurgemaak het en God reken dit vir my toe. Ek het al die voordele daarvan, as ek my vereenselwig met wat Christus deurgegaan het. This is powerful, man. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sê gou saam met hom.
Saam met hom, ons praat saam met hom. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, check hierso, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer kan ek in 'n nuwe lewe wandel as ek uit die doopbad uitkom? Maar wat van my bekering? Dit was een ding. Ek gaan jou remind die aan die hele tyd. Met ander woorde, die oomblik wat ek hieruit opstaan, kan ek in 'n nuwe lewe. Wat is daai nuwe lewe? Ek het nou die heerskappy oor sonde. Die sondige natuur is vernietig. En versoeking moet deur my vlees kom. Jy kan nog steeds versoek word, ons almal word versoek. Maar ek het die mag, the body of sin, my ingesteldheid is gebreek en uitgevat. Want as ons met hom saam gegroei het, is Gabriel, dit is nou klaar, sê vir Gabriel, dit is nou klaar. Vers 5, want as ons met hom saam gegroei het, kyk hierso, deur die gelykvormigheid aan sy dood, eerste punt. Hier's 2 punte in hierdie skrif. As ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees, saam met hom gegroei, soos hy word. Deur 2, die aan sy opstanding. Nou kom ek lees dit vir die gou so. As ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, gaan ons dit ook wees. Ons gaan ook saam met hom groei na sy gelykheid toe deur die gelykvormigheid aan sy opstanding. So die doop tesame met my bekering bring vir my gelykvormigheid aan die dood van Jesus en gelykvormigheid aan sy opstanding. Dis asof ek dit ook meegemaak het. Dis asof ek ook daar was. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens, die ou mens, die sondige mens, saam gekruisig is. Saam gekruisig, dis baie belangrik, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word. Dit kan nie hierdie liggaam wees nie, want ek is nie doodgemaak nie. It's the body of sin wat in my lede geheers het. As jy ander skrifte gaan lees. Sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. God supplied baptism that I can be free from sin. Wow, bekering natuurlik saam met baptism, ek skei nie die twee nie. Okay, want hy wat gesterf het, vers 7, is geregverdig van die sonde. Die Engels sê free en by ander plekke sê hy justified. Ek gaan nou met u praat oor geregtigheid. Geregtigheid, al hierdie goed kom in by die doop. Gaan nou daarna kyk. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Nou kom ons kyk net gou vinnig voor ek omblaai. Hier's 'n paar goed wat hy van praat. Kyk mooi, luister mooi. Ons het saam met hom, ons is saam met hom gekruisig, is dit reg so? Ons het dit gelees. Ons is saam met hom gekruisig, ons het saam met hom gesterf. Ons is saam met hom begrawe en ons is saam met hom opgewek. Wow. Een daad van bekering en doop doen al daai goed in my lewe. En ek het nou vir u duidelik uitgewys, bekering alleen kan dit nie doen nie. Hoor jy wat ek wil sê? Ek wil hê jy moet hierdie mindshift vanmôre maak, bekering alleen kan dit nie doen nie, dis saam met die doop. Ek vat nie die doop en sê dis alles nie, ek vat nie 'n sondaar en ek doop hom en sê nou is jy gered nie. Dit werk nie so nie, maar as 'n bekering is, moet daar doop wees. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Markus 16 vers 16. En dis Jesus se eie woorde.
Okay, 4 goed. Ek het saam met hom gekruisig. Ek het saam met hom gesterwe. Ek het saam met hom is ek begrawe en ek is saam met hom opgewek. Okay. Ek het aan die kruis saam met hom gesterwe en nou lewe ek saam met hom. Dis die ander een. Ek lewe saam met hom na die kruis. Omdat ons weet, vers 9, dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Wat probeer hy vir ons sê? Hy het eenmaal gesterwe, hy's eenmaal opgewek. Soos ek en jy, ons het ons hart vir die Here gegee, ons het gesterwe, ons is opgewek, ons hoef nie elke keer wat ons iets verkeerd gedoen het, weer gedoop te word nie. Jy verstaan wat ek wil sê? Ons lewe in die mag, die krag om te heers oor sonde, en nou word die sterkste ding in my lewe om hierdie goed, om die aanslag van die vyand en die aanklag te counter, is die sterkste ding wat God my gegee het, is called repentance. Wow. Repentance is 'n wonderlike ding. Erger as die donkie. Dis 'n fenominale ding. Maar nou wil ek vir u vat. Wat moet ons doen? Luister gou, dink gou mooi. Wat moet ons nou doen van hier af? Okay, hier gaan mense vanmôre gedoop word. Wat moet hulle doen van hier af? Want hulle het nie self gesterf nie. Hulle leef nog. Die sondige natuur is weg, maar ons leef nog. Christus het gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het die proses letterlik deurgegaan. Ons het hom deurgegaan deur vereenselwiging. So wat moet so 'n persoon nou doen en ek en jy doen na die doop? Kyk nou vers 11, hier's 'n sleutelwoord. So moet julle ook reken. Sê gou reken. Sê vir jou langs jou, jy moet reken. Reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Hoe gaan jy reken? Hoe gaan jy wen? Hoe gaan jy hierdie goed weerstaan? Deurdat as dit na jou kant toe kom, dan sê jy eenvoudig nee. En jy leef in die oorwinning van jou mag oor sonde, en jy leef in die krag van geregtigheid, en jy sê nee vir die versoeking. You've got the power to do it. Jy het die gees van selfbeheersing ontvang. Dis oor ons so baie sukkel met die twak van hierdie wêreld, wat ons selfbeheersing is op 'n low, all-time low. Is dit reg so? So al die nonsens wat ons kyk en al die goed wat in ons oë en ons ore uitkom, dit breek jou selfbeheersing af. Daarom praat die Bybel van heiligmaking. Ek gaan nou daarby ook kom. Al hierdie goed is vervat in hierdie lering oor die doop. Dis net amazing. God's word is amazing. Okay. Reken. Hier begin die groeiproses. Nou, luister asseblief mooi. Hier begin die groeiproses van die nuwe lewe waarin ek opgestaan het. En ek gaan nou saam met jou begin kyk hoe hierdie nuwe lewe werk. Hoe reken ek myself dood? Wat is my groeiproses van hier af? Vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie. Vers 13. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julleself, onthou julle Romeine 12 vers 1 en 2. Maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Fenominale skrif, maar kom ons verklaar dit bietjie. Hoe doen ek dit?
Hoe doen ek dit? Nou vers 16 tot 19 kan jy maar omkring in jou Bybel. As jy hom oop het. Hierdie is 'n goue sleutel vir die groei van 'n gelowige as hy gedoop is. Kyk mooi. Vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle as diensknegte tot beskikking stel, julle as diensknegte om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Jy het 'n keuse. Of jy stel jouself tot beskikking van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. OK, mond vol. Eerste punt, jy moet gehoorsaam word. Gehoorsaam. Waaraan? Ek gaan jou nou wys. Jy moet gehoorsaam word. Gehoorsaam aan die woord van die Here en gehoorsaam, ons kom daarby. OK, die tweede ding is, jy moet gehoorsaam word tot geregtigheid. Geregtigheid. Nou tussen hierdie klomp goed. Ons is geleer geregtigheid is iets wat jy kry. Nou, dit word gegee. Dit word net gegee, jy kan niks daaraan doen nie. Wat deel van die waarheid is, maar ek gaan vir u wys wat hy daarby bedoel. OK. Eerste punt is, ons moet gehoorsaam word tot geregtigheid. If we want to come to righteousness, we must start with obedience. Julle wat gedoop word vanmôre, start with obedience to come to righteousness. En so is dit vir elkeen wat gedoop is. OK, nou let op die woorde gehoorsaamheid tot geregtigheid. Geregtigheid is nie iets wat jy sommer net kry nie. Ek gaan vir u wys, dis die produk van iets, Met ander woorde, daar's 'n proses, want hy sê gehoorsaamheid tot geregtigheid. So geregtigheid word nie net gegee links en regs nie. Geregtigheid is die produk van iets wat gekom het tot dit. Geregtigheid is die produk van gehoorsaamheid. Sê gou amen. Gehoorsaamheid bepaal 'n lewenswyse, of voorveronderstel 'n lewenswyse. Gehoorsaamheid veronderstel dat jy die regte goed doen en die verkeerde goed los. Is dit reg so? Ja, verseker. OK, dis die produk van iets. Daar's 'n tot by. Sê gou tot. 'n Tot. Julle wat nee, OK. Hoop julle tot nog nie. 'n Tot. Daar's 'n tot. En dit is van gehoorsaamheid. OK. Geregtigheid is die produk van gehoorsaamheid. Maar daar is 'n proses betrokke. Kyk, ek wil hê jy moet dink vanmôre, mooi dink. Hebreërs sê Jesus het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Is dit reg? Nou 2 Korintiërs 5:21. Ek wil nou praat oor die ding van geregtigheid word net gegee. En ek sê vir u dis die produk van 'n proses. 2 Korintiërs 5:21, hy's net so 'n bietjie aan Barries. Hy is by slide 62. Asseblief, ek gaan net gou so 'n bietjie spring, maar ek sal jou guide waar jy moet wees. 2 Korintiërs, kyk hierso. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word. Veronderstel dit proses. Ja, dis nie wees nie, dis word. Dis word, sodat ons kan word, so that we can become the righteousness of God in him. Become. Geregtigheid kan word. OK. Romeine 10 vers 4. Ek dink dis net na hom, slide 63. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Nou mense van die Ou Testament, ek wil die gou vra, hulle geloof is vir hulle tot geregtigheid gereken. Onthou jy Noag, onthou jy Abraham? Geregtigheid gereken. Met ander woorde, hulle het geregtigheid ontvang omdat
hulle geglo het. Daar's 'n proses van glo. Gaan lees by Hebreërs 11, hy sê, omdat Noag geglo het, het hy die ark gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoorsaam weggetrek. Omdat hy verder geglo het, het hy Isak gaan offer. Daar's 'n proses, 'n lewenswyse van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. So, jy kan maar sê, of mense sê, jy hoef niks te doen nie, hulle het niks gedoen nie, hulle het net geglo. Maar weet jy wat, die Bybel praat van die werke van geloof, is dit reg so? Die werke van geloof, kom ek wys gou vir 1 Tessalonisense 1. Jy sien, ek probeer gevestigde mindsets afbreek. En jy gaan miskien nie die tyd hê om dit vanmôre te verwerk nie, maar vat hierdie preek en gaan luister hom weer. Ek gaan verwerk hierdie goed en sê, Here, leer my, wys my. Sê vir die Here, hierdie ou het my so deurmekaar gepraat, maar asseblief maak my mind nou reg dat ek kan hoor. Ek het ongelukkig nie tyd nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Dis hoekom ek hardloop oor die goed en dis jammer, maar tyd is ons vyand. 1 Tessalonisense 1, slide 64. Asseblief Barries. Ons praat nou van die werke van geloof, né? Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof. Die werk van julle geloof. 1 Tessalonisense 2, die volgende een. Daarom dank ons God ook sonder ophou toe julle die woord ontvang het, dit nie ontvang het as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is die woord van God wat werk in julle wat glo. Luister, om te glo, dis 'n proses van om die woord van God in jou te laat werk. Verseker, gaan lees Hebreërs 11, as jy by die huis kom hierdie week, Henning het klaar vir julle huiswerk gegee, maar sit Hebreërs 11 daarby. Psalm 111, né? En Hebreërs 11. Gaan sit dit daarby en gaan kyk wat het hulle gedoen. OK, vers 17. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. Ek het nou vir julle gesê, waaraan word ons gehoorsaam? Check hierso. Aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Word gehoorsaam aan die voorbeeld van die leer wat aan jou oorgelewer is. Daar's iets waartoe jy moet gehoorsaam wees. Weet jy wat is dit? This is the place and the role of the church. Is dit reg so? Ja, daar's 'n rol en 'n plek van die kerk waar jy behoort en waar God jou geplaas het, en daaroor het ek reeds met u gesels, dat wat jy geleer word, daar moet jy aan gehoorsaam word. Kerk is nie net 'n speelplek nie. Heeltyd speeltyd nie. Baie van hierdie laities dink is 'n speelplek, maar vir groot mense, dis nie 'n speelplek nie. Dis net wel 'n speelparkie langs aan, maar die kerk is 'n plek wat God ingestel het. Dis nie 'n pick and choose nie. Die gemeente is heilig. So jy word gehoorsaam aan die voorbeeld van die leer wat aan jou oorgelewer is. Jy weet, dit is my so mooi wat Paulus vir Timoteus sê, dan sê hy Timoteus, bly in wat jy geleer het, want jy weet van wie jy dit geleer het. Dis wat 'n gemeente doen. Dis soos 'n familie wat hulle self gee om 'n voorbeeld te wees, en vir hierdie jong Christene wat vandag deur hierdie water gaan, om vir hulle voorbeeld te wees en te sê, luister, jy kan die voorbeeld van die leer wat jy geleer word in hierdie plek, kan jy navolg, en ek sal help om jou te wys hoe jy dit doen. Ons vat verantwoordelikheid vir mekaar, is dit reg so? Ons sê nie net, happy, jy's nou gedoop, prys die Here, gaan dien die Here nie. Nee. Nou sê jy, luister, ek sal verantwoordelikheid vat om jou te wys hoe lyk die leer wat aan jou voorgehou word. Ek sal my lewe inrig volgens die leer wat hier geleer word, sodat ek jou kan lei. Hallo? So bewaar jou siel as jy dit nie doen nie, julle wat al langer is. Dis die wonder van kerk, man. Ons is daar vir mekaar. It's Christ's body. Dis nie net 'n institution nie. Vers 18, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Diensbaar aan geregtigheid. Vrygemaak van die En dis nou die hele ding waaroor die doopstorie gaan. Vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan wat?
geregtigheid. Diensbaar aan geregtigheid. Dis waar die plek kom van die kerk en die gemeente. Daar moet 'n plek wees waar jy jouself diensbaar kan stel aan geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Heiligmaking, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Julle het geleef soos julle het gedoen wat julle wil, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Wow! Nou kyk gou mooi so, ek het hierdie op slide gesit vir u. Kyk gou daar. Hier is 'n mooi prentjie van ons geestelike groei. Wanneer jy deur wedergeboorte en doop gaan, word jy diensbaar en gehoorsaam tot geregtigheid. Dis 'n proses. Tot heiligmaking, verdere stap van die proses. En dan tot die ewige lewe. Is dit wat die skrif sê? Ja, ons het dit nou gelees. Die een is die produk en die uitvloeisel van die ander een wat dit vooraf gaan. Dis die stappe soos die groei hierna volg. Dit begin by gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid nie sommer net vir niks nie, tot geregtigheid. Vanuit jou gehoorsaamheid vloei geregtigheid. So jy kan nie net sê geregtigheid is iets wat vir my gegee word en dis klaar nie. Nee, dis 'n pad, dis 'n produk van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Wanneer jy daar kom, dan lei dit tot heiligmaking. Dan kom afsondering in jou lewe, toewyding aan God, dat jy anders lewe as wat die wêreld lewe. Ek het 'n klompie skrifte uitgehaal oor heiligmaking. Ons het ongelukkig nie die tyd nie. Maar ek gaan dit vir jou op die groep sit. Dan kom heiligmaking en dan sê hy uiteindelik, deur jou proses van heiligmaking, kan jy die ewige lewe beerwe. Dit, ouens, hierdie goed nok ons teologie, is dit reg so? Ja, verseker, ons is verkeerd geleer, want kyk nou hierso, vers 23, dan gaan hy dan aan, hy sê, dis net so 2-3 slides verder, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hierdie is nie 'n evangelisasie vers nie. Onthou jy, ons het EE3 en al daai goed gedoen, onthou jy Anton? En dan was Romeine 6:23 die meneer vers. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is. Wie wat probeer hy eintlik vir ons sê? Hierdie is die stappe wat begin by 'n lewe wat moet lei tot by die ewige lewe. Julle wat vanmôre gedoop word, Pieter, Cecilia en Vincent. Hierdie is die eerste stappe wat uiteindelik lei na die ewige lewe. Wow, dit is so crazy. Met ander woorde, die genadegawe. Wat is dan die genadegawe? Die genadegawe is die feit dat God ons vanmôre by hierdie stap gebring het. En dat God jou by jou doop gebring het toe dit gebeur het. En van daar af moes dit 'n lewe van groei gewees het wat uiteindelik jou gaan bring by die ewige lewe. Is dit reg so? It's a joyous ride, man. Dis 'n heerlike trip. Vers 18 sê, ons moet as gevolg van hierdie gehoorsaamheid ons lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe ons diensknegte van die sonde was ons vry van die geregtigheid. Toe het ons gedoen wat ons wou en geleef soos ons wou. Maar nou kan jy nie meer doen wat jy wil en leef soos jy wil nie. Jy moet gehoorsaam wees aan die voorbeeld van die leer wat aan jou oorgelewer is. Jou gehoorsaamheid, luister mooi, moet noodwendig lei tot heiligmaking. Jou gehoorsaamheid moet jou lei tot 'n afgesonderde, toegewyde lewe aan Jesus Christus. Jy hoef nie soos 'n non in 'n klooster te gaan lewe nie, maar jy moet 'n toegewyde lewe aan die Here leef. En die lewenswyse wat deur God voorgeskryf en aan jou oorgelewer is. Dit begin by gehoorsaamheid, gehoorsaam te word, dan jouself te stel tot gehoorsaamheid en diensbaarheid tot geregtigheid
wat my deel geword het en dan tot by heiligmaking en afgesonderde toewyding aan die Here en dit sal my uiteindelik bring by die ewige lewe. OK, ek gaan vir hierdie versies wat ek hier uitsny gaan ek vir julle bysit. Net gou vinnig Kolossense 2. Kolossense 2, ek moet dit vir die voorhou as die tweede deel. Kolossense 2 vers 9, slide 83. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. In wie julle, let mooi, ek gaan hier net lees, ek het nie nou baie tyd, ons gaan nou klaarmaak. In wie julle ook besny is, sê gou besny, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Met ander woorde, Christus het die wet kom vervul. So die besnydenis het geen meer doel nie. Is dit reg so? Ja, jy kan maar gaan lees, Galasiërs gaan lees, al daai plekke jy sal dit daar kry. Maar nou is daar 'n ander besnydenis. Dis 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Dis 'n geestelike ding wat gebeur. Dis 'n geestelike ding wat gedoen word in die gees. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. By laying down the body of sin, the old nature. Dis die besnydenis van Christus. Check nou, hierdie is great, ouens. Hierdie in Romeine 6 is fenomenaal. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van hom, van God wat hom uit die dode opgewek het. As jy vanmôre, as jy glo Christus is deur God opgewek uit die dode uit, dan word al hierdie goed jou deel. Dis crazy. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deurdat aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou kom ons lees gou die nuwe vertaling. Vers 11, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Vers 12, lees dit vir my. Lees dit weer. Nog 'n keer. Wow. Deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Jy sien die begrafnis saam met Christus is asof ek opgewek word en wat daar gelos word is verby. No more fishing. Omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dode opgewek het. Nou, na daai vers, ek wil hou gou daai vers daar asseblief, Barries. Wil ek gou weer vir u Romeine 6 lees. Kyk nou na daai skrif daar op die bord, en dan luister jy na Romeine 6 vers 6 en 7. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Geregverdig van die sonde. Ok, kom ons gaan aan. Omdat julle geglo het, vers 13, julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Hy die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou kom ons kyk gou na die volgorde hierso.
Dis 'n definitiewe volgorde want hy gebruik die woord daarna. Ek wil net gou sien waar ek dit geskryf. Okay, ek het dit nou nie neergeskryf nie. Die heel eerste ding wat hy gedoen het, toe Christus aan die kruis was, en in die graf was. Wat het in daai tyd gebeur? Die Bybel gee vir ons so 'n paar glimpses, en ek het nie al die goed gaan opsoek nie, maar uit hierdie kan jy sien, die heel eerste ding is, hy het die vyand tentoongestel. Hy het hom ontkleed, gestroop van sy mag. Hy het hom in sy triomftog saamgevoer. Hulle sê in die ou tyd, as die koning inkom, terugstad toe na 'n oorlog, en jy hoor die geklingel van kettinge, dan weet jy hy het gewen, want dan bring hy al die prisoners of war, gebind, en so aan, dan het hy teruggekom. Hulle het dit genoem die triomftog. Christus het hom meegevoer in die triomftog. Hy het hom in die openbaar tentoongestel. Hy het hom gewys wie hy eintlik is. Hy het vir almal gewys hoe min sy mag regtig is. Kan jy dit glo? Hy het gewys, hy het tentoongestel hoe min hy eintlik power het, want hy het oor hom geheers. En hy het hom in sy triomftog saamgevoer. Hulle sê, dis 'n verskriklike ding as jy kyk, iemand wat van sy rang gestrip word. In die weermag byvoorbeeld, word in die openbaar gedoen, en dan word daai goed van jou afgeruk, as jy oneervol was, of wat ook al of so, dan word daai goed met mag van, hulle sê dis 'n ontsettende vernederende ervaring. Maar dis wat Christus met hom gedoen het. Nou luister nou mooi, hy het dit eerste gedoen. Toe kom hy, en ek wil net gou hier kyk hoe hy dit sê, aan die einde van vers 12. Toe vat hy die skuldbrief. Die skuldbrief wat by in jou, met ander woorde die wet, dit wat ons altyd veroordeel het, waarvan ons nooit kon loskom en oorwinning kry nie, toe vat hy dit, en saam met hom slaan hy dit aan die kruis. En hy sê daardeur, hierdie skuldbrief sal nooit weer enige mag oor jou hê nie. Ek maak hom tot niet. En toe het hy my al die sondes vergewe. Waar is die skrif wat hy dit sê? Het hy saam met hom lewend gemaak, dat hy julle al die misdade vergewe het en die skuldbrief vas te naal. Toe hy dit doen, toe vergewe hy ons, toe spreek hy vry. En weet jy wat? Die hartseer is, dis gedoen vir die hele wêreld. God het die hele wêreld met homself versoen in Christus. It's available to everyone. Dis vir almal beskikbaar, en toe doen hy dit, en hy vergeef ons, en hy maak ons vry, en toe sê die Bybel, toe is ons saam met hom lewend gemaak. Saam met hom lewend gemaak. Ouens, as julle vandag hier uitstap, ek hoop julle het hierdie ding gevang vanoggend. Dat dis die proses waardeur God jou in 'n nuwe lewe plaas. Die ou natuur is weggeneem by die doop. Dit word vanmôre uit jou lewe uit verwyder. The body of sin is taken away. Christus bevestig vanmôre hierdeur, ek het jou saamgeneem in my triomftog, toe ek die vyand oorwin het, ek het jou vergewe, ek het jou vrygespreek, ek het die skuldbrief wat teen jou is, het ek vasgenaal aan die kruis. En toe ek uit die dood uit opstaan, toe maak ek jou deel. En hierdie vanmôre maak jou deel van alles. Hierdie voltrek vanmôre alles wat op Golgotha vir my en jou gedoen is. Jy weet, ons raak so liries oor die kruis, en dis waar, dis goed, dis reg. Maar die opstanding uit die dode het alles van die kruis volbring. Alles van die kruis. En jou wedergeboorte word volbring deur die doop. Want hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Wow. En ek hoef nie meer met 'n sondige natuur te leef, 'n body of sin, altyd neig in die verkeerde rigting nie. Ek kan nou stap in die oorwinning van Golgotha.
Dis wat hierdie vanmôre vir julle gaan doen.